my hande het. Goeiemôre Pastoor Wally, van Huis van Gebedsbediening vandag by julle met 'n boodskap wat ek baie graag met julle wil deel, want dit is iets wat ons almal mee te doen het. En dit is die sorge van die lewe. Julle, nie een mens op hierdie aarde kan dit ontglip nie. Die sorge van die lewe is heeltyd daar. So kom ons gaan kyk daarna. Ek lees vir ons Lukas 21. En ek is eintlik so 'n opvolg op gister se boodskap. Die sorge van die lewe. Nou sê hy in vers 34. Maar pas op vir julleself dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en die sorge van die lewe nie. En die dag julle nie skielik oorval nie. Want soos 'n struik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. Dan sê hy, waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat aan die kom is te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. Julle, is dit nie wonderlik nie? Die wat dan waak en bid en Jesus Christus soek. Hier's 'n belofte. Hy sê, as jy dit doen, dan sal jy oor al hierdie dinge wat oor die aarde kom, sal jy ontvlug. Jy gaan nie deur dit hoef te gaan nie. En jy sal voor die seun van die mens gaan staan. Maar in die sorge van die lewe, hier sê hy, dat julle beswaar word deur swelgery en dronkenskap en die sorge van die lewe nie. Het julle geweet die bekommernisse van die lewe? Nou, ek kan so die sap uit jou uittrek. Julle verstaan waarvan ek praat vandag. Nou, as jy jou rekeninge nie betaal kry nie, as jy nie weet hoe om jou huis betaal te kry nie. Nou, en hierdie goed kom soos 'n golf, kom dit bo oor jou en jy weet nie wat jy moet doen en waarheen jy moet gaan nie. Kom aan, kan julle saam met my getuig of voel oor dit wat ek nou sê, julle. En dan is dit asof iemand so stywe band om jou begin, al hoe stywer en stywer en stywer trek, dat dit vir jou voel asof jy God nie kan grootmaak nie, want al hierdie omstandighede is so drukkend bo op jou. Nou, Jesus waarsku ons hierteen. Want weet jy wat, jy kan in 'n gat van depressiwiteit begin val, jy kan jou blydskap verloor, die liefde kan uit jou hart uit begin weggaan, want dit is soos 'n groot luislang wat besig is om jou net meer en meer en meer te druk. Nou, ek wil vir julle sê, daar's hoop in so 'n omstandigheid. Dis die eerste ding wat ek vandag vir julle wil sê. Julle, en die antwoord, hoor nou vir my, is definitief in Jesus Christus. As jy te midde van al hierdie goed nie in 'n gat gaan lê nie, maar as jy uitreik na die Here, as jy gaan na 'n kerk of 'n plek waar hy aanbid word en jy gaan soek hom binne in jou omstandighede en jy roep op die Almagtige om jou te help en jy lees jou woord en jy bid en jy vertrou hom tot die uiterste einde toe, dan ons het getuienis op getuienis op getuienis op getuienis op getuienis waar ons vir hulle gebid het in die kerk, waar mense nie geweet het hoe hulle uitkoms gaan kry nie, maar hulle het hulle hoop op Jesus Christus geplaas, hulle het dit met hulle mond begin bely en hulle die Here begin prys daarvoor. Raai wat het gebeur? Hulle het oorwinning gekry oor die sorge van die lewe. En te midde van omstandighede het daar weer 'n liefde en 'n blydskap in hulle gekom en hulle omstandighede het die een na die ander een so begin opgelos raak so. Daarom wil ek vir julle sê, pas op dat die sorge van die lewe julle nie insluk nie. En skielik kom die koms van die seun van die mens en jy slaan nie aandag daarop nie. En skielik, omdat jou oë so op al hierdie goed was, is jy nie gereed om jou Here te ontmoet nie. Daarom, waak en bid altyd deur, dat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat oor die aarde kom te kan ontvlug en met julle Here in die hemel vir ewig te wees. Liefde, seëning, Pastoor. As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk,
dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien. Baie liefde en seëning vir julle. Amen.